Anton, vandag se vraag is, hoe hanteer jy konflik sonder om toe te maak of te ontplof? Dis 'n goeie vraag. Ek dink baie mense sukkel met dit. Nou, ek bedoel ons almal was al in argumente gewees, né? En dan agterna dink ons, hoekom het ek dit gesê? Wat het ek gedink toe ek dit gesê het? Of ons dink, jy weet, hoekom het ek nie dit gesê of hoekom het ek niks gesê nie? Wat het in my kop aangegaan? So, ja, jy as kliniese sielkundige, kom ons begin daar. Ja, dis altyd vir my interessant as mense my kom sien en wil praat oor konflikhantering. Weet, ek dink mense sal sê wat jy nou presies gesê het. Dis nie omdat nee, mense verstaan dat daar konfliksituasies is en dat dit iets is wat onvermydelik is, maar iets gebeur met hulle dat hulle dan op 'n manier optree wat hulle of ongemaklik is daarmee of dit heeltemal wil vermy. En dan natuurlik is daar diegene wat regtig moeilik reageer as iets hulle omkrap. En dan is dit asof hier 'n vuur aangesteek word en daar 'n ontploffing is. Maar ek dink wat vir my altyd belangrik is dat eintlik is albei hierdie maniere van reageer wanneer daar konflik is, eintlik verdedigingsmeganismes. Want ons word geleer van kleins af dat jy het nodig om seker te maak alles is oukei. En baie keer is dit dat jou manier om daardie sekerheid te kry is om, ek wil amper sê, te onttrek, nie ekstra petrol op die vuur te gooi nie. En dit mag wees in terme van dat jy niks sê nie, of dat jy wegkyk, of dat jy dalk net, ek wil amper sê, in een letter grepe reageer, die net ja of nee te sê, maar nie daarop uitbrei nie. En ek dink die persoon wat baie navorsing doen oor verhoudings, John Gottman, weet hy het ook gesê fisiologies wat met ons gebeur is dat ons eintlik stonewall, met ander woorde asof ons 'n muur bou tussen ons en die ander persoon. Maar wat binnekant ons gebeur is dat jou hartklop verskriklik toeneem. Hy sê daar dit is baie keer dan selfs meer as 100 hartklopslae per minuut en jou liggaam gaan in hierdie vlugreaksie in. Dit is definitief nie in vrede nie. Maar aan die ander kant is dit ook dat jy dan moontlik hierdie ontplofreaksie het. Jy reageer. Want dit is nie dat jy noodwendig in 'n rustige, gematige, emosionele posisie is nie. Dit is asof jou liggaam dan op 'n ander manier reageer, want jy praat harder, weet jy, maak dit meer persoonlik. Dis asof jou brein se amygdala, daardie alarmstelsel nou beheer oorneem en dit is letterlik 'n biologiese verskynsel. Jou neurobiologie is nou besig om hier in te tree op 'n manier wat eintlik dinge erger maak. En wat so belangrik is dat hierdie is dinge wat ons eintlik oor 'n lang tyd geleer het. En nie net gaan oor wat nou gebeur tussen jou en die ander persoon nie. Jy's eintlik nou kwaad vir almal wat jou al van tevore kwaad gemaak het. Want soos jy nou vertel ek van die veg of vlug reaksie, dis alles wat dit doen net soos as jy ek wil nie sê presies so nie, maar dis amper soos 'n paniekaanval waar jy fisiologies dan reageer en dit is veg of vlug en nou, maar dit soos jy sê kom selfs ook van vorige tye af in jou lewe hoe jy reageer daarop en dit is vir my nogal belangrik as mens oor praat oor konflik is ons het almal geleer om onsself, soos jy sê, te beskerm of beheer te neem of op 'n manier iets te doen in konflik en nou word dit uitgedra hier voor iemand anders wat duidelik 'n ander manier het. Maar die groot geveg kom dan wie sin is reg en wie sin is verkeerd. Is dit reg of verkeerd om weg te loop? Is dit reg of verkeerd om te wil skree op iemand? Is dit reg of verkeerd? Almal wil dan dit so half in so 'n kategorie sit onmiddellik en ek wil altyd weet hoe antwoord mens dit? Hoe praat 'n mens oor daai gevoel? Nee, Lise, jy antwoord dit glad nie. Want ek dink sodra jy begin praat oor reg of verkeerd, dan is dit asof jy 'n uitspraak moet maak, asof daar nou baie goeie navorsing is wat vir elke persoon in elke verhouding, in elke situasie gaan werk of nie gaan werk nie. Ek dink wat vir my meer belangriker is dat as hierdie proses plaasvind, wat ek baie keer sê, wat jy skuif van 'n groen sone af na 'n rooi sone, dan gebeur daar iets wat baie moeilik is om in daardie oomblik nie alleen te verstaan nie, maar ook te hanteer, want
wat ek gesê het, jou amygdala, met ander woorde daai baie primitiewe alarmstelsel wat afgaan hier diep in die brein, dit oorheers dan jou prefrontale korteks, met ander woorde jou redenerende brein. En hierdie deel van jou brein wat dan nou eintlik mooi objektief moet kyk na die situasie en besluite moet maak, wat is die beste ding om te doen of te sê, kry dan amper nie 'n kans om te praat nie. Dis asof die amygdala hierdie reaksie meebring. Dit skei kortisol in jou liggaam af. En dan in daardie rooi sone, dan is ons of geneig om weg te hardloop of hierdie muur te bou, of ons het dan 'n oormatige reaksie wat natuurlik ook nie help nie. En baie keer is dit daai oormatige reaksie wat dan die meeste skuld kry, want natuurlik dit kan dan lei tot groter probleme as jy fisies aggressief raak of verbaal iemand anders mishandel en so. Maar beide van hulle is nie goed op die langtermyn vir enige verhouding nie. Iemand wat ook baie goeie navorsing hieroor gedoen het en ook 'n neurowetenskaplike is Daniel Siegel praat van die window of tolerance. Met ander woorde, hy sê ons almal het 'n venster waarbinne ons gereguleerd kan bly. Emosioneel is ons okay. Maar as daar baie stres is, as ons net moeg is of hy sê selfs honger is, maar ook wanneer die ou wonde van die verlede weer geaktiveer word, dan word daai venstertjie kleiner. En dan is dit dat ons dan op maniere optree wat ons nie wil nie, wat ons later baie skuldig oor kan voel, maar dit is ook dan dat dinge wat van tevore gebeur het, weer geaktiveer word. Met ander woorde, dit wat jy op Saterdagoggend baie sleg ervaar het, bou eintlik so op. En dan is hierdie venstertjie dan nou op baie kleiner teen donderdag wanneer dit net ontplof. En ek dink wat ook belangrik is met dit is dat ons kan baie keer dan wat mense ook vir my sê 'n baie simpel argument hê oor iets wat so klein is, maar die intensiteit van dit raak so groot. En iemand het ook nou net vir my gesê, 'n argument oor 'n skottelgoedwasser gaan eintlik nooit oor die skottelgoedwasser nie. Dit is nou maar net hierdie ding wat dit getrigger het wat eintlik nou al onderliggend 'n klomp frustrasie opgebou het. Nou, Anton, mens moet nou terugkom na die oorspronklike vraag. Jy weet dan nou, hoe hanteer jy die konflik sonder om dan toe te maak of te ontplof? Ek bedoel, of moet mens net aanvaar dit is hoe jy dit doen, of moet mens nou gaan navorsing doen of baie diep gaan delf oor hoekom jy so reageer? Kyk, as iemand vir my sê dit is net maar wie ek is, ek het nog altyd so opgetree, of ek het nog altyd konflik vermy. Weet, dit is asof dit gesien word as deel van hulle identiteit. Nou vir my is die probleem daarmee is dat jou identiteit groei dan nie meer nie. Jy dan nou opgehou groei met sekere vaardighede. Wat nie ek dink in my opsig as sielkundige nie 'n baie goeie argument is nie, want ons is nie net in sement gegiet en hier staan ons soos 'n standbeeld en daai standbeeld moet altyd dieselfde lyk nie. Ons het nodig om te groei. En ek dink as mens kyk na praktiese vaardighede wat ons help in konfliksituasies. En ek wil 4 punte uitlig. Die eerste een is en weer eens John Gottman se navorsing wys vir ons jy het 'n breek nodig as dinge so warm word. Jy het amper 'n stopteken nodig en sê gee my ten minste 20 minute. 20 minute is belangrik vir jou liggaam om werklik te kan kalmeer, om rustig te word. En dis dan nie 20 minute wat jy daar op en af gaan stap en nou gaan dink aan teenargumente nie. Inteendeel, dis nou wat jy regtig nodig het om te gaan ontspan, om af te skakel. So met ander woorde, gaan stap, kry vars lug. Doen net iets wat aktief is en sê vir die persoon, ek kan nie verdwyn nie, ek is nie weg nie, maar ek het net nodig om myself weer te ontspan, dan kan ek terugkom. So dis nie 'n ontsnapping nie, die belofte is om terug te kom. Tweedens dink ek dit is belangrik om te kyk na die taal wat ons gebruik, want as konflik intree, dan word ons baie maklik vasgevang in hierdie jy-taal. Jy maak my altyd so kwaad. Jy doen altyd dit. Is jy alweer besig? En dit is so belangrik om te skuif na ek-taal. Eerder te sê ek voel nie gehoor nie. Ek weet hierdie is moeilik, maar as hierdie gebeur, dan laat dit my baie ongelukkig voel. Of weet jy, ek besef hierdie is vir jou ook moeilik en vir my moeilik. So om daardie verantwoordelikheid
aanvaar vir jou eie emosies of jou eie denke en die ektaal help ook die ander persoon hoor waar die ander persoon is en hulle voel nie heeltyd soos die beskuldigde nie. Derdens, ek dink dit kan baie maklik wees dat 'n konfliksituasie begin raak soos 'n hofsaak en dis nou waar die reg en verkeerd inkom. Want nou word woorde gebruik soos altyd of nooit en dit is weer petrol op die vuur. Jy onthou nooit nie. Of weet jy, ek het al hierdie keer vir jou soveel keer gesê en altyd het jy 'n verskoning. En ek dink die belangrikheid is weer, dit haal nou nie net 'n klomp ou koeie uit die sloot nie, maar nou moet die ander persoon skielik probeer onthou, maar wat het dan nou weer daar gebeur? Of hoekom was jy ongelukkig? Jy het my dan nooit vertel nie. Die belangrike is bly by wat nou gebeur. Bly by hierdie insident. En ek dink dan die vierde stap wat ook so belangrik is reguleer voor jy reageer. Byvoorbeeld, om te reguleer beteken jy moet net eers jou eie emosies weer rustig maak. En baie keer is dit baie basiese dinge wat nodig is, soos 3 diep asemhalings. En dis nie nonsens wat ons nou net hier uithaal nie. Dit is definitief iets wat jou parasimpatiese senuweestelsel, met ander woorde, daai gedeelte wat jou help om te ontspan, te aktiveer. Dit gee jou prefrontale korteks, daai deel wat redeneer, 'n paar sekondes om net sin te maak van wat nou gebeur en dinge soos asemhaling maak regtig 'n verskil fisies ook. En ek dink net vinnig die ander punt wat ek daarbey wil inbring, mense wat bekend is met dialektiese gedragterapie of DBT van Marsha Linehan, die idee van tipvaardighede word baie beklemtoon as dit kom by konflik. Die eerstens is dat jou temperatuur moet styg. So jy het nodig om net te weet, dis letterlik asof jou bloed kook. Jy het nodig om seker te maak jy raak ontspanne. Die tweede een, E staan vir intense exercise. So met ander woorde om iets te doen wat net vir jou 'n bietjie aktiwiteit gee, net die bloedsomloop weer aan die gang kry, maar wat wegfokus van die konfliksituasie. Die eerste P van tip staan vir paced breathing. Met ander woorde, daai rustige asemhaling, net vir jou liggaam en jou brein te help om te ontspan. En vierdens, progressive relaxation. Dit is waar jy dan net fokus op verskillende aspekte van jou liggaam en net sê, okay, ek laat nou die spanning gaan, ek laat nou my skouers net 'n bietjie beweeg sodat ek net kan ontspan en dit help om hierdie hoë emosionele aktivering wat ons ervaar net af te bring. Ek wil amper sê dit is baie keer wat ek in sport ook sien waar atlete of 'n afrigter eerder vir 'n atleet sê, was dit jou gesig met bietjie koue water, dat dit net jou fokus bietjie wegvat oor hierdie bekommernis wat jy nou het, dat jy nie nou so stres oor wat jy nou moet doen nie. Net daai bietjie koue water en ek dink op 'n selfde manier wil ons vir ons liggame ook net sê, wag, dat ek nie so warm word nie. Ek het net hierdie vaardighede nodig om my net 'n bietjie af te koel. Ja, mens moet en eintlik sommer letterlik ook 'n bietjie koue water op jou gesig gooi. Ja, Dit is eintlik nie net wat atlete nie, dit is definitief Verseker. Dit wil verseker 'n verskil maak. Nou, Anton, al hierdie wat jy nou gesê het en die tyd gaan ons nou inhaal, maar al wat jy nou gesê het is so belangrik, maar ek dink mense moet besef jy gaan dit nie onmiddellik regkry nie. Aanvanklik gaan dit 'n bietjie van 'n proses wees wat jy gaan, dit gaan 'n argument 'n bietjie uitrek wat miskien dit ook 'n bietjie kalmer kan maak, maar dit gaan dit 'n bietjie uitrek wat almal moet nou aanleer, soos om mekaar te bestuur. En die lekker ding is, wanneer dit eers, as mense dit onder die knie het, dan raak argumente soveel meer eenvoudig. Want almal verstaan wat ons nou moet doen binne in die argumentskonteks. En dit is die wonderlike ding wat mense altyd op uitmis. Ja, absoluut. Want ek dink ons gaan nooit 'n lewe hê waar daar nie konflik is nie. Daar gaan altyd verskille wees. En 'n ideale verhouding beteken nie daar is geen konflik of geen uitdagings nie. Ons gaan by tye regtig kwaad raak vir mekaar. Maar ek dink dit is die idee dat jy ook konflik kan gebruik as inligting. So hierdie kwes my, dit is iets wat my seermaak, my ongemaklik maak. Maar dit is dalk ook belangrik dat ons hierdeur moet werk. En ek dink dit kan verhoudings dieper maak en versterk. Dit is so belangrik. En wat John Gottman ook noem is dat ons baie keer klein herstel aktiwiteite moet toepas. Met ander woorde, klein dingetjies moet doen.
alles net vir die ander persoon te sê ek is steeds hier. Ek weet jy is kwaad, maar ek gaan nie weg nie. Ek is hier. So ons kan nie deurkom. En daardie beklemtoning van jy is nie besig om 'n muur te bou nie, maar dat jy ook in die proses is om jouself rustig te maak sodat die konfliksituasie nie 'n probleem word nie, maar iets is wat ons saam kan deurgaan en dan ook natuurlik dit kan gebruik as ons weer in so 'n situasie is om te sê okay, maar die vorige keer het ons hierdie gedoen. So dalk moet ons kyk of ons weer dieselfde tegnieke kan gebruik in hierdie nuwe rooi sode. Mense, indien jy enige vrae het, kan jy e-pos stuur na lise@wieisek.co.za. Ek sê baie dankie aan Anton Bemer, hy's 'n kliniese sielkundige in Stellenbosch, maar al sy besonderhede is beskikbaar by die gesprek net hierso, so kyk gerus daar, kontak hom en ja, en dankie dat julle kyk het vandag. Deel die gesprek. Ek dink almal van ons het nodig om hierdie paar lesse te leer. En dan die heel belangrikste aan die einde van die dag, kyk mooi na jouself.